waar sy. Kom ons staan net so, dan gaan ons saam bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons U kan aanbid, Here. Dankie, Here, al gaan dit hoe woes, kan ons oë op U hou en U naam groot maak. Want U is altyd daar vir ons. En ek eer U vanmôre, Here, dat die woord sê, niks kan ons uit die hand van die Vader ruk nie, en niks kan ons uit die hand van Jesus ruk nie. Dankie, Heilige Gees, dat U in ons woon, dat ons by ons is en in ons is altyd. Vader, ek bid ook vir die woord wat ons nou gaan deel, dat dit met salwing oorgedra sal word, Here, en dat U verheerlik sal word daardeur. Ons dankie in Jesus naam. Amen. U kan gerus die sitplekke neem. Tieners kan gerus uitgaan. Dankie vir die band. Michael, jy het goed gedoen. Ons kyk vanoggend, my tema is Jesus se gebede. Ek wou al lank al hierdie preek, maar ek het nog nie die geleentheid gehad nie, en toe dink ek by myself, die regte plek is vandag. Want vandag gaan ons bid na die diens. Ons gaan tot so 4 uur besig wees, as U wil kom, is U baie welkom. So ons gaan kyk na Jesus se gebede, daar's 'n hele paar. Mense dink, as ons dink aan Jesus se gebede, dan dink ons net aan die Onse Vader. Maar daar's baie meer as net die Onse Vader. Jesus het deur sy aardse bediening 'n ryk gebedslewe gedemonstreer, wat vir ons as gelowiges 'n voorbeeld en inspirasie is. Ons kyk na sy inspirasie, na sy voorbeeld, en dit volg ons. Ons kyk vandag na die Onse Vader, ons kyk na Johannes 17 is Jesus se hoofpriesterlike gebed, en dan kyk ons na 'n paar ander gebede tydens sy aardse bediening. Die Onse Vader is Jesus se modelgebed, wat hy vir sy disippels tydens die bergrede geleer het, toe hom gevra het hoe om te bid. Jesus het hiermee 'n riglyn gegee, nie noodwendig as 'n formule om dit bloot net woordeliks te herhaal nie, maar die formule of die voorbeeld te volg. Ek lees vir ons die Onse Vader. Ek dink hy gaan bietjie klein wees daar, julle sal hom dalk nie aan, maar julle ken hom daarom seker. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. En ons sal sien, daar 6 versoeke. Die eerste 3 is gerig op God se heerskappy en sy eer. En die volgende 3 is gerig op die menslike behoeftes. Maar voor ons by die behoeftes en die versoeke kom, kyk ons na die aanhef van die Onse Vader. Onse Vader wat in die hemel is. Dis 'n groot voorreg vir ons, om die Onse Vader te kan bid, om te kan sê Onse Vader, want dit is ons Vader. Openingswoorde van God erken God se as liefdevolle Vader. Dit spreek van intimiteit en van eerbied. En ons weet dat ons deur die Heilige Gees kan roep, Abba Vader. Dis hy wat maak dat ons kan God die Vader ken. Ons kom by die God gesentreerde versoeke. U ken dit almal. Laat U naam geheilig word. Hier fokus ons op God se eer en dat sy naam geheilig sal word. Ware gebed begin dus met aanbidding. Onse Vader wat in die hemel is. Ons aanbid God. Dis waarmee ons altyd begin. So as jy jou gebed begin, maak nie saak waarvoor jy bid nie. Begin altyd met aanbidding. Moenie sommer wegval en begin vra nie. Begin met aanbidding. Laat U koninkryk kom. Ons bid dat God se koninkryk, sy heerskappy in volheid sal kom. Ons is besig met aanbidding. Laat U koninkryk kom. Dit sluit ook in Jesus se toekomstige terugkoms, sy wederkoms.
Matteus 6 vers 33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dan sal al die dinge bygevoeg word. So as ons besef, ons moet hom soek, sy koninkryk soek, dan val die ander dinge in plek. 1 Kolossense 1:13 sê, hy het ons verlos uit die mag van die duisternis en oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Hy het ons oorgebring in sy koninkryk. Ons was in die duisternis, ons is oorgebring in die lig. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Jesus leer ons om te bid volgens God se wil. Laat u wil geskied. Sy volmaakte plan en gebooie uit te voer in hierdie wêreld. Nou ons weet in Romeine 8:27 weet ons die Heilige Gees bid vir ons. En ek het so rukkie terug daaroor gepreek. Romeine 8:27 sê, en hy is God, wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy, die Heilige Gees, ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Die Heilige Gees bid God se wil vir my en vir jou. Wanneer ons hom soek, wanneer ons hierdie onsse Vader deurwerk op hierdie volgorde, ons soek God, die Heilige Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hy bid vir ons. Menslike versoek, mensgesentreerde versoeke. Ons begin by gee ons vandag ons daaglikse brood. Die eerste brood wat ons kry is geestelike brood. Dat die Here ons die geleentheid gee om die woorde kan bestudeer, die woorde kan leer, die woorde kan lewe. Dis wat ons doen. Hy gee vir ons daaglikse geestelike brood. Maar saam met dit gee hy ook vir ons fisiese behoeftes. Kos, klere, verblyf, vervoer. Al die ander goedjies wat ons so maklik net sommer aanneem. Dink aan elektrisiteit, dink aan water in jou huis, 'n toilet in jou huis. Daar's mense wat dit nie het nie. Vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Hierdie versoek gaan oor ons sondebelydenis en vergifnis. Iemand moet daar help, daar's 2 babas daar. Bianca, help net bietjie daartoe. Vergeef ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Hierdie versoek gaan oor God se belydenis, sondebelydenis en God se vergifnis vir ons. Ons kan vergewe, soos ons vergewe is. Ons weet, ons behoort aan die Here, ons is vergewe. Maar aan hierdie vergifnis is 'n voorwaarde. Soos ons vergewe, sal God vergewe. Soos ons vergewe, sal God vergewe. Jy moet in vergifnis lewe. En een van die doele van hierdie 21 dae vas, was dat ons juis God sal vertrou. Die volgende een is, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Jesus leer ons om geestelike beskerming van hom te vra. Ons het geestelike beskerming nodig. Ons het nodig om te kan stry saam met medebroers en susters. Dit erken dat ons in 'n geestelike stryd is en God ons hulp gee om te kan oorwin. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Die doxologie. Hierdie dien as 'n klimaks op lofprysing en aanbidding. Ons het begin die Onse Vader met aanbidding. Ons sluit af met aanbidding. Dit erken dat God alleen regeer, en dat alle mag aan hom behoort en alle eer hom toekom vir ewig. Ons bring dit na hom toe as 'n offer. En ons sê vir hom dankie. So jy kan in jou gewone gebed ook dit aanbid. Jy kan ook dit sê wanneer jy klaar gebid het. En God se naam groot maak. Skuif af, dit sluit af met ander woorde gefokuste aanbidding. Die Onse Vader se hoofelemente sluit aanbidding, verlang na God se wil, onderwerping, versoek om voorsiening, belydenis en vergifnis, as ook voorbereiding en geestelike bewaring, of voorbereiding vir geestelike bewaring. Dis wat dit insluit. Jou gebed, wanneer jy hom bid, sonder dat jy die Onse Vader bid, moet dieselfde insluit. Dit gaan dieselfde, die punte gaan dieselfde wees.
Die toepassing van die Onse Vader. Eerstens aanbidding en lofprysing. Elke keer wanneer ons bid, is dit lofprysing en aanbidding. Dit moet ons onthou. Maak nie saak wat jy gaan bid nie. Begin met die lofprysing en die aanbidding. En bring God die eer. Soek eers God se koninkryk, sy wil en sy koninkryk. Ek het vir jou aangehaal Matteus 6 vers 33. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en die ander sal vir jou bygevoeg word. Wees doelbewus om in gebed nie net jou eie agenda te soek nie, maar God se wil, dat sy wil sal geskied in jou lewe. Die tweede puntjie daar is afhanklikheid en daaglikse vertroue. Dit gaan nie net oor kos en klere en die goed nie, maar dit gaan oor elke faset van ons lewens waar God intree en voorsiening maak vir ons, geestelik sowel as fisies. Hy help vir ons. Belydenis en vergifnis, ek het eintlik 'n bietjie oor dit al gesê, laat elke gebed 'n element van selfondersoek en sondebelydenis insluit. Wanneer jy bid, vra die Here, Here, is daar iets iemand wat ek moet vergewe? Is daar iets in my hart wat nie reg is voor U vandag nie? Want jy wil met 'n suiwer hart kan bid. Veral as ons nagmaal gebruik. Ons gebruik elke eerste Sondag van 'n maand, gebruik ons nagmaal. Voor jy nagmaal gebruik, maak seker jou hart is skoon, bid. Kom voorbereid na die kerk toe. Wees ook bereid om ander te vergewe terwyl jy bid. As jy sukkel met onvergifnis, bly vandag agter, kom bid. Ons sal saam met jou bid en help. Die geestelike stryd en afhanklikheid van God se beskerming. Vra God elke dag om jou hart te bewaak, jou pad te lei van struikelblokke en jou te versterk. Gebed is een van die sterkste wapens in ons geestelike oorlogvoering. Jy sal lees in Efesiërs 6 sê hy, en by elke geleentheid bid in die gees met alle volharding. Dis wat die Onse Vader aan betref. Ek weet julle ken hom goed. Ek het net 'n paar punte genoem vanmôre dat jy net kan sien. Die Onse Vader is die voorbeeld waarvoor ons staan. Ek kom by Jesus se hoëpriesterlike gebed, Johannes 17. Johannes 17 bevat die langste opgetekende gebed van Jesus in die skrif. Johannes 17 is sy hoëpriesterlike gebed. Dit vind plaas na die laaste avondmaal, nadat hy hulle voete gewas het en die laaste lering gegee het, op pad na Getsemane toe. Met ander woorde, voor sy gevangenisneming en kruisiging. Jesus bid vir 3 goed. Die struktuur van Johannes 17 is in 3 dele verdeel. Eerstens bid hy vir homself, vers 1 tot 5. Hy bid vir homself. Tweedens bid hy vir sy disippels, vers 6 tot 19. Hy bid vir sy disippels. En derdens bid hy vir alle toekomstige gelowiges. En dit sluit ons in. Dis vers 20 tot 26. So Jesus gebed is in 3 dele verdeel. Hy bid vir homself, hy bid vir sy huidige disippels en hy bid vir ons, die kerk wat kom. Terwyl Jesus vir homself bid, dat die Vader hom weer sal verheerlik. Dis die eerste ding wat hy voorbid. Hy verwys na sy komende kruisdood en verhoging. Hy definieer die ewige lewe. Hy verklaar wat hy gedoen het. Johannes 17 vers 4. En ek het U verheerlik op die aarde. Jesus bid na die Vader toe. Hy sê, ek het U verheerlik op die aarde. En wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. Dink hoe awesome is dit. Dis die 2 dinge wat Jesus vir sy Vader bid, voordat hy sterf. Sê, ek het U verheerlik op die aarde. En dit wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. En ek glo, dis wat ons eendag voor die Here sal voorstaan. Is om te sê, Here, ons het U verheerlik. En ek het gedoen wat U my voorgeroep het. Jesus bid vir sy disippels. Hy bid vir bewaring. Heilige Vader, bewaar in U naam die wat U my gegee het. Bewaar in U naam die wat U my gegee het. Ons weet Judas was klaar weg. Baie ons vra vir my nou, hoe is dit dat Jesus Judas gekies het? Hy het nie voor die tyd geweet nie. Hy het voor die tyd geweet. En hy het vir 3 jaar het hy in Judas belê en hom geleer. Maar met die wete dat God se wil was dat hy hom sou verraai.
Hy bid ook vir eenheid, sodat hulle een kan wees soos wat ons een is. Hy, Vader en Jesus is een. En hy bid dat ons ook so sal wees. Hy bid vir volheid van vreugde vir hom. Hy toon Jesus se pastorale hart vir sy volgelinge, sy heiligmaking, sy beskerming en sy eenheid. Dis wat Jesus bid vir sy disippels. Hy bid ook, ek bid nie vir hulle alleen nie, maar vir hulle wat deur u woord in my sal glo, vers 20. So hy bid nie net vir homself of vir sy huidige disippels nie, hy bid ook vir die kerk wat kom. Hy bid vir ons eenheid, dat ons een sal wees in hom, net soos wat hy in die Vader is. Hy sê dat almal een mag wees, net soos u Vader in my, en ek in u, en dat hulle ons ook, en dat hulle ook in ons een kan wees. Eenheid beteken ek is saam met God. Dit wat hy sê, dit doen ek. Ek is een met hom. Ek het sy woord in my hart, ek bewaar hom in my hart. Hy gaan voor en sê, die doel van eenheid is sending, evangelisasie. Hy sê, sodat die wêreld kan glo. Hoekom bid hy vir ons? Sodat die wêreld kan glo. En ek dink ons is laks, die kerk is laks, want daar is soveel mense op die aarde wat nog nie die evangelie gehoor het. En Jesus sê hy sal terugkom wanneer die evangelie oor die hele aarde versprei was. Ja, die internet help baie, Facebook en die goed, help baie om die evangelie uit te dra. Maar daar is nog soveel mense wat Jesus nie ken nie, wat nog nooit eens gehoor het van die evangelie nie. Hy gaan aan dat ons eendag by hom sal wees om sy heerlikheid te aanskou. Hy wil graag vir ons wys hoe lyk dit in die hemel. Ek glo so. Dis soos wat ek by my huisie doen en jy kom kuier, ek wil graag vir jou wys wat ek nou gedoen het. My kind het iets by die skool gedoen, hy wil graag vir my wys wat sy prentjie hy geteken het. Jesus wil graag vir ons wys sy heerlikheid wat hy gehad het voor hy gekom het. Hy gaan aan en sê, Jesus noem die Vader, dat die Vader gelowiges lief het, met dieselfde liefde waarmee hy die Seun lief het. Dink 'n bietjie daaraan, dat God ons lief het, met dieselfde liefde as die Jesus lief gehad het. Dis vir my awesome, te dink hy het my lief soos wat hy Jesus lief gehad het. Is dit awesome vir jou? Amen. Hy eindig deur te vra dat die liefde van God in die gelowiges sal wees. En dat ons in daai liefde sal lewe. Romeine 5 vers 5 of 6, ek kan nou nie onthou nie, sê dat die liefde van God is in ons hart uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. So dieselfde liefde waarmee God Jesus lief gehad het, het hy ons lief. En daai spesifieke liefde is vanoggend in ons harte, deur sy Gees wat in ons woon. Vir my is dit fenomenaal, om te dink dat God my so lief het, en dat hy sy liefde in my hart gesit het, sodat ek daai liefde kan gebruik, om uit te reik na hom toe, en uit te reik na mense om my toe. Om saam te vat, Jesus se hoëpriesterlike gebed dek verlede, hede en toekoms. Hy bid vir sy voltooide werk, vir die heilige welstand van sy disippels, en vir die toekomstige kerk. Dis waarvoor hy intree. Ons sien Jesus se rolle hier, drie rolle wat hy vertolk. As profeet, hy het God se naam aan ons bekend gemaak. As priester, hy tree vir ons in. En as koning, hy praat van sy mag oor alle vlees en sy koninkryk perspektief. So hy was priester, profeet en koning. Al drie. En hy het dit vir ons gewys in sy lewe, maar ook in hierdie gebed. Praktiese dinge uit Johannes 17 waarna ons kan kyk. Die voorbidding verander. Ek bid nie net vir myself nie, ek doen voorbidding verander. Ek bid vir die kerk, ek bid vir die leiers, ek bid vir elkeen van julle. Ons bid, doen voorbidding. Ons streef na eenheid onder gelowiges. Daar moet nie twis wees nie, want as daar twis is, dis waar die duiwel inkom. Ons moet in eenheid lewe. Ons moet op die woord bly staan. Ons volg heiligmaking en die woord. Ons wil heilig lewe. Ek haat sonde. Ek vra die Here elke liewe dag,
Help my Here dat ek vandag sal doen wat ek moet doen en nie doen wat ek nie moet doen nie. Dat ek sal weet ek lewe heilig en volgens sy wil. Hy bring vreugde te midde van die wêreld. Ons lewe partykeer in chaos. As ons kyk na ons eie land en wat gebeur en wat gesê word, dan is dit partykeer chaos. Ek meen as hulle nie eers 'n sloot teer kan ingooi nie, hoe werk dit? En almal van ons wys vinger. Maar bid ons vir die regering, bid ons vir die staatsraad, bid ons vir die mense wat die sloot moet kom teer. Kom ons begin dit doen. Ons is gerig op die ewigheid. Ons is nie gerig hier nie, ons behoort aan die Here. Ons is in sy koninkryk. Dit beteken ek is nie 'n bewoner van die aarde meer nie, ek is 'n bewoner van die hemel. Al is ek nog hier in vlees, behoort ek aan die Here in die hemel. En ons het vertroue in Christus se voorspraak. Ons weet dat ons kan bly bid. Ons weet dat die Heilige Gees vir ons intree. Kom ons kyk na 'n paar ander gebede, en ek het een vergeet, en ek sal nou by hom kom. Benewens hierdie twee groot gebede het Jesus gereeld gebid in verskeie omstandighede. Ons weet hy het baie gebid. Dit gee insig van Jesus se gebedslewe en lesse vir ons. Die eerste wat ons na kyk is gebede in afsondering en gemeenskap met die Vader. Jesus het dikwels die gewoonte gehad om homself af te sonder vir gebed, weg van sy disippels en die skares, om in die stilheid van God te verkeer. Markus 1:35 sê, vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan na 'n eensame plek en daar gebid. So dit was nog donker. Daar was nie lig in daai tyd nie. Hy het uitgegaan alleen en begin bid. Dit leer ons integriteit en dissipline. Integriteit en dissipline. Om elke keer dieselfde ding te gaan doen. Selfs al was Jesus die Seun van God, het hy gebed nodig gehad. Hoeveel te meer nie ek en jy nie. Gereelde afsondering. Dis die volgende punt. Lukas 5:16 sê, maar hy het hom in 'n verlate plek teruggetrek en gebid. Dit leer ons dat gereeldheid van gebed belangrik is. Ek moet gereeld bid. Help nie ek bid net een keer 'n week nie. Help nie ons bid net as ons Sondag in die kerk is nie. Dit gaan niks werk nie. Dis die rede eintlik hoekom ons begin vas het. Dis nou die 3de jaar wat ons gevas het. Vas en gebed beteken ek begin vas en ek soek die Here se aangesig. En ek vertrou regtig u kon die Here se aangesig soek in hierdie 3 weke. En dat ons dit vandag nog steeds sal kan doen. So hierdie wys vir ons gereeldheid in gebed is belangrik. Al nie net wanneer daar 'n krisis is in jou lewe nie. Jy moet bid wanneer dit met jou goed gaan. Jy moet die Here soek wanneer dit met jou goed gaan. Dis belangrik. Ons gaan nie net hardop na hom toe soos 'n spaarwiel om gebruik nie. Hy is ons stuurwiel. Dit is waarna ons kyk. Hy is die belangrikste in ons lewe. Jesus was baie besig, maar hy het gereeld tyd gemaak vir gebed. Hy het die hele nag gebid voor 'n groot besluit. Lukas 6:12, en hy het daardie dae uitgegaan na die berg om te bid en die nag in gebed tot God deurgebring. Wanneer laas het jy reg deur die nag gebid? Wanneer laas het ek dit gedoen? Jesus het voor hy 'n besluit gemaak het, groot besluit gemaak het, reg deur die nag gebid, voor hy sy disippels aangestel en geroep het. Voor enigiets van daai goed gebeur het. Dit illustreer intense afhanklikheid van die Vader. Hy is intens afhanklik van God se wil. Is ek en jy so? Soek ons die Here voor ons iets doen. Jesus het nie staat gemaak op sy eie insig nie. Maar die Vader geraadpleeg, wat ons ook sekerlik moet doen. Ons moet nie op ons eie begrip steun nie. Ons moet hom raadpleeg, ons moet hom soek. Hy sal ons wys. Hierdie voorbeelde van Jesus se gebede en afsondering leer ons prioritisering van gebed. Ek vra weer, is jy elke dag besig om te bid? En elke dag besig met die woord?
Pastoor Konrad stuur elke dag, stuur hy skrif uit, waar ons die Bybel deurlees, of deurluister in 'n jaar. Is jy besig om dit te luister? Is jy besig om Bybel te lees by jouself? Is jy besig om te bid? Soek jy die Here se aangesig? Dis belangrik, ouens. Dis belangrik. Ons sien dat Jesus se afsonderlike gebede dikwels gevolg het deur kragtige bedieningsdade. As jy in die bediening wil wees, dit sluit my in, moet ons bid. Met die Here vertrou. Dan kom ons by die gebed van oorgawe in Getsemane. Nou die een wat ek vergeet het om in te sit, was Jesus se gebed by Lazarus se graf. Hy het eintlik 4 dae voor dit, het hy al reeds gebid en geweet wat Vader gaan doen. En die dag toe hy voor Lazarus se graf staan, toe sê hy, Here, ek is dankbaar dat U my verhoor het. En toe roep hy Lazarus uit die graf uit. Jesus het reeds gebid gehad voor hy by Lazarus se graf gekom het. Hy het nie gewonder wat gaan gebeur nie, hy het geweet. Want hy het 4 dae terug, het hy al gebid. Jesus se oorgawe in Getsemane, Lukas 22 vers 42 sê, nogtans nie my wil nie, maar U wil. Hy bid 3 keer, 3 verskillende kere, hy het 'n worsteling in die tuin van Getsemane. Hy worstel so met gebed, dat sy sweet soos bloed word. Daar is 'n spesifieke naam daarvoor, ek kan nie onthou wat dit is nie. Maar dit is so intens, dat daar bloed by jou sweet kom. Hy leer ons dus 'n les, om te onderwerp aan God se wil te midde van swaar kry. Volwassenheid beteken, terwyl dit met my baie rof gaan, kan ek nog God se wil afbid, en in sy wil wandel. Dit was vanoggend rof hierso. Michael se gitaar se snare geweek, ek kan myself voorstel waardeur hy is. Maar volwassenheid het gemaak, dat hy kon speel vanmôre, en dat ons die Here kon aanbid. Dankie Michael, dankie vir die span. In Getsemane sien ons dat Jesus herhaaldelik gebid het. Hy het 3 keer gaan bid. Het hy ongeloof gehad? Nee, hy het nie. Maar hy het 'n intense stryd gehad. Ek weet nie of julle al gebid het nie. Ek het al 'n paar keer teruggegaan, veral as ek by vergifnis kom. Here, ek vergewe vir meneer X. Dan loop ek 'n draai en dan bedink ek weer wat hy het nou aan my gedoen. Dan moet ek weer sê, Here, ek vergewe meneer X. Wees hom genade. Dan loop ek 'n draai en dan net onthou ek weer wat hierdie ou gedoen het. Dan moet ek weer sê, Here, vergewe hierdie ou. Ek vergewe hom. Wees my genadig. So ons bid gereeld, ons hou aan. Ons hou nie op nie. Hieruit leer ons dat gebed nie 'n maklike en eenmalige saak is nie. Is nie maklik nie. Dit kan 'n worstel in die teenwoordigheid van God wees. Dit kan 'n worstel wees in God se teenwoordigheid. Ons bid nie net, ag Here, seën my vir vandag en my gesin. Baie dankie, amen nie. As jy regtig intersessie doen, dan is dit 'n worsteling. Dit is 'n worsteling vir jouself en vir ander. Verder sien ons dat Jesus vir sy disippels sê, bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Hy sê dat die vlees is nie gewillig nie, maar die gees. Hy sê die gees is gewillig, maar die vlees is swak. So as ons bid, moet ons weet, ons vlees is swak. Selfs in sy uur van nood, leer hy dat gebed die sleutel is, om deur beproewinge te kom. Hy het deur beproewing gekom in die tuin van Getsemane, deur te bid. Later toe hy klaar gebid het en die deurbraak gekry het, was daar engele wat hom kon ondersteun het. In Getsemane leer ons onder andere 2 dinge, wat belangrik vir my is. Nederige oorgawe aan God se wil, nommer 1, en nommer 2, die waaksaamheid in gebed teen versoeking. As ons weer die Here sê, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Wat moet ons doen? Ons moet waak en bid. Soms as ons in versoeking kom of beproewing kom, dan staan ons terug en ons gee moed op. Dis die laaste ding wat jy moet doen. Jy moet waak en bid, jy moet aanhou bid. Jy moet aanhou staan in geloof, jy moet God se beloftes vir hom terugbid. Ek het 'n gewoonte as my rof gaan of ek sukkel om iemand te vergewe, wat ook al, ek het so 'n belydenis van psalms.
waar ek al die psalms gaan uithaal, nie alles nie, maar ek het so 4 bladsye, folio bladsye vol psalms. En as dit met my regtig rof gaan, dan gaan lees ek daai psalms, en ek bid dit terug na die Here toe. In my versoeking, in daai beproewing waarin ek staan, vat ek sy woord terug na hom toe. Dan bid hy gebed van vergifnis en vertroue aan die kruis. Hierdie aspek tydens sy sterwensuur openbaar sy hart vir vergifnis en sy onwankelbare vertroue in God. Lukas 23 vers 34 sê, en toe Jesus gekruisig is, het hy gebid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vader, vergeef hulle. Ek sê altyd, as iemand jou regtig irriteer, moenie skinder daaroor nie. Gaan na die Here toe en begin vir daai persoon bid. Begin bid en sê, Here, ek bid vir ons maak dit meneer Y die keer. Want nie weer Michael se naam gebruik nie, dan word hy kwaad vir my. Ek bid vir hierdie persoon. Here, verander sy lewe, red hom. Dan oorgee aan die Vader. Lukas 23 vers 46. Jesus se laaste woorde voor hy sy asem uitblaas, was in die vorm van 'n gebed en vertroue. Vader, in U hand gee ek my gees oor. Sy laaste gebed, sy laaste woorde is 'n gebed. Vader, in U hand gee ek my gees oor. En daarna het hy gesê, dit is volbring, en hy het gesterf. Saamgevat demonstreer hierdie kruisgebeure onvoorwaardelike liefde en onwrikbare geloof. Onvoorwaardelike liefde, en onwrikbare geloof. Ons sien hoe Jesus hierdie mense liefhet, met 'n liefde wat net God kan hê. En dit is die liefde waarmee God Jesus lief gehad het Jesus hierdie mense lief. En dit is die liefde van God, wat hy in ons harte gesit het, sodat ons daai liefde kan uitlewe aan ander. Ek sê altyd, ek ontvang genade, en ek gee genade. Ek ontvang liefde, ek gee liefde. Dit is in 'n vorm van 'n kruis, eers vertikaal van God na my, dan horisontaal na mense. Opsomming uit die lesse van Jesus se gebedslewe. As ons al Jesus se gebede in oënskou neem, sien ons die volmaakte voorbeeld van 'n gebedslewe waarna ons behoort te streef. Ek sal graag wil bid soos Jesus gebid het. Jesus het in elke seisoen en situasie gebid. In stiltye, in besige tye. Vroeg in die oggend, laat in die nag. In blydskap, waar hy juig en die Vader prys, in angs van Getsemane vir homself. Hy bid vir sy vriende, hy bid vir sy vyande. Hy bid in elke opsig, by alle geleenthede, bid hy. Ons kyk na enkele praktiese doelwitte uit Jesus se gebedslewe. Nommer 1, wees 'n persoon van gereelde gebed. As ek dit kan oordra vanoggend aan jou, en ek sê vir myself dieselfde, want ek sukkel ook hiermee partykeer. Wees iemand wat gereeld bid. Al bid jy net die Onse Vader, is dit al klaar begin. Voor jou dag begin, bid die Onse Vader dan. Tweedens, soek gereelde afsondering en intimiteit met God. Kry vir jou 'n plekkie waar jy alleen kan wees, waar jy kan Bybel lees en waar jy kan bid. Derdens, bid voor groot besluite en bedieningsgeleenthede. Ek kan nie net hier oppiets in die oggend en begin preek nie. Ek moet daaroor bid. Ek moet die Here vertrou. Michael kan nie net hier opdaag en nou speel ons liedjies nie. Hy bid daarvoor, die musiekspan bid. Ons soek die Here se aangesig. Volgende, ons bid in tye van krisis en versoeking. Soos ek net gesê het, wanneer dit met jou rof gaan, bid jy ook. Maar bid wanneer dit met jou goed gaan. Lê die fondasie van jou gebedslewe wanneer dit met jou goed gaan. Moenie wag vir die storm en dan dink nou gaan ek gou bid nie. Nou gaan ek gou die fondasie grou nie. Ons grou die fondasie as die son skyn. Ons bou as die son skyn. Ons wag nie vir die reën en die storms en dan begin ons bou nie. Verstaan julle ons dit? Dan bid vir ander. Selfs vir jou vyande, soos ek nou verduidelik het. Selfs vir jou vyande.
Hou jou gebed gevul met skrifwaarhede en God se beloftes. Soos ek vir jou sê, ek vat psalms, dan begin ek dit bid. En ek het al menigte kere, het ek goed in my hart gehad, wat ek wil nie sê 'n wrok nie, maar iets wat my baie geplaag van mense. Dan het ek die psalms gevat en ek het begin bid, en ek het vir daai persoon begin intree. En die Here het my hart verander teenoor hom en haar. Wees bereid om te volhard tot die einde toe, totdat die antwoord kom. En as die antwoord nie in die lewe kom nie, sal hy kom in die lewe hierna. Maar moenie opgee nie, volhard in die gebed. Bly staan in geloof op die woord. Bly daai beloftes terugbid vir die Here, staan op die woord. Ten slotte, Jesus se gebedslewe illustreer 'n diep intimiteit en vertroue tussen hom en die Vader. Daar's 'n diep intimiteit en vertroue. Soos ek gesê het, Jesus bid 4 dae voor Lazarus opgewek word, bid Jesus alreeds. En hy sê vir sy disippels, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie. Hy weet wat hy gaan maak. Hy het vertroue en intimiteit in God. Hy het van 'n jong ouderdom gesê, ek moet besig wees met die dinge van my Vader. En jy onthou toe hy in die tempel weggeraak het, sy ouers hom gesoek het, hy gesê, maar ek moet besig wees met my Vader se dinge. So ook ek en jy. Ons moet besig wees met die Here se dinge. Die wêreld is 'n gejaag na niks. Ja, ons moet werk, ons moet salaris kry, ons moet kos hê, ons moet al hierdie goed moet ons hê. Maar bo alles soek die Here. Ons word deur Christus uitgenooi na dieselfde intimiteit. Hy wil hê ons met dieselfde intimiteit wat hy met die Vader het, met ons met hom hê en met Vader hê. Tydens sy dood het die voorhangsel geskeur. Hy het gesterf en die voorhangsel het geskeur van bo na onder. Wat beteken dat ek en jy die voorreg nou het om na die troonkamer te gaan in gebed. Hy is by ons elke dag. Hy woon in ons deur sy Gees. En ons het die voorreg nou om na hom toe te gaan in gebed. Ek sluit af, mag ons geïnspireerd wees deur die Here se gebedsvoorbeelde en weer opnuut glo in die krag en noodsaaklikheid van gebed. Met getrouheid en met verwagting en met volharding bid en bly staan in geloof. Soos ek net ook gebid het, niks kan ons uit sy hand uitruk nie. Ons behoort aan die Here vir ewig. Ons sal by hom wees vir ewig, soos hy is. Dit maak my opgewonde as ek dit sê. Die Here gaan terugkom, en as hy terugkom, gaan ons in 'n oomblik verander word, om te wees soos hy is. En dan sal ons vir altyd by hom wees. Dink hoe awesome is dit. So in hierdie lewe, kom ons hou vas, kom ons bid, kom ons lees die Bybel, kom ons bestudeer die Bybel. En ons vertrou die Here vir deurbrake en vir heilige lewe. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie, dat ons vanoggend deur Jesus se gebede kon gewerk het, en kan sien hoe getrou hy gebid het, en met hoeveel intimiteit, en met hoeveel deursettingsvermoë, met hoeveel integriteit, dissipline. Here, help ons ook om so te kan bid. En ek vra U genade, waar ons baie keer so besig is, dat ons dit vergeet. Vergeet om Bybel te lees, en vergeet om te studeer, vergeet om te bid. Vergewe ons en wees ons genadig. Help vir ons om elke dag by U uit te kom. Here, seën ons en geef ons die genade om ook uit te reik na ander. Vader, wil ook bid vir vanmiddag se bid, as ons nou hier klaar is met die diens, dat die ons wat gaan agterbly en wat gaan kom om te kom bid, geseën sal wees, Here. Dat U met elkeen 'n kontak sal hê vandag. Dat ons U sal dien. En ons eer U in Jesus naam. Amen.
Kom ons staan en sing ons. Ek neem aan as die laaste lied vir die dag, né? Okay, kom maar. How great is our God? The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great is our God. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great is our God. How great is our God? How great is our God? And sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great is our God. Ons dien 'n groot en ewige God. Amen. Ek herinner u, ons gaan nou bid. Daar sal water wees hier voor. Vir die ons wat water wil hê,
Kom ons vertrou die Here vandag vir 'n deurbraak in elke ou se lewe en ook in die gemeente, in ons gemeenskap in ons land. Amen. Kom ons sluit af. Hemelse Vader, dankie vir hierdie diens. Dankie dat ons U kon aanbid het. Dankie vir die woord. Dankie dat ons ook nou as gemeente kan gaan bid, Here. Die ons wat nie kan bly in die Here, bid ek dat hulle by die huis sal bid. Dat hierdie saak van gebed op ons harte sal druk elke dag. Dat ons U sal dien, dat ons U sal aanbid. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Ons bid ook, Here, waar ons nou uit mekaar uitgaan, dat U met elkeen sal wees, tot ons weer by mekaar kom. Ons dankie in Jesus naam. Amen. Blessings vir almal. Sien julle nou.